Baie dankie. Ons verskil baie keer ek dink as kerke en as mense oor die musiek. Party mense hou van gesange en van haleluja liedere en psalms en party mense hou van koortjies en ander van praise and worship. Maar dit alles is maar eintlik 'n nietigheid, want ons kom bymekaar om oor een ding te praat, die belangrikste, en dit is die woord van God. So as die woord van God reg is, dan weet ons is op die regte plek. En daarom gaan ons na die woord toe, en ons lees vanoggend vanuit 2 Konings 22. Konings 22, ons gaan daar die hele hoofstuk lees en dan net so klein gedeeltetjie van die volgende hoofstuk ook, soos wat dit hier op die bord is. Kom ons lees die gedeelte 2 Konings 22, regering en hervorminge van Josia, die wetboek teruggevind, afskaffing van afgoderry en die Paasfees. Josia was 8 jaar oud toe hy koning geword het, en het 31 jaar in Jerusalem geregeer, en die naam van sy moeder was Jedida, 'n dogter van Adaja uit Boskat. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, en geheel en al in die weg van sy vader Dawid gewandel, en nie regs of links afgewyk nie. En in die 18de jaar van koning Josia het die koning Safan, die skrywer, die seun van Asalia, die seun van Mesilam, in die huis van die Here gestuur en gesê: Gaan op na Hilkia, die hoëpriester, en laat hy die geld optel wat in die huis van die Here gebring is, wat die drempelwagters versamel het uit die volk. En laat hulle dit oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat aangestel is oor die huis van die Here, sodat hulle dit kan gee aan die wat die werk doen, wat in die huis van die Here is, om die bouvallige plekke van die huis te herstel. Aan die skrynwerkers en bouers en messelaars, en om hout en gekapte klippe te koop om die huis te herstel. Maar daar is nie met hulle afgereken oor die geld wat in hulle hand gegee is nie, want hulle het met getrouheid gehandel. Toe sê die hoëpriester Hilkia vir Safan, die skrywer: Ek het die wetboek in die huis van die Here gevind. En Hilkia het die boek aan Safan gegee en hy het dit gelees. Daarna het Safan, die skrywer, by die koning gekom en die koning antwoord gebring en gesê: Die dienaars het die geld uitgeskit wat in die huis te vinde was, en het oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat aangestel is oor die huis van die Here. Daarop gee Safan, die skrywer, die koning te kenne en sê: Die priester Hilkia het my 'n boek gegee. En Safan het dit aan die koning voorgelees. En toe die koning die woorde van die wetboek hoor, het hy sy klere geskeur. En die koning het bevel gegee aan Hilkia en die priester en Ahikam, die seun van Safan, en Agbor, die seun van Megaja, en Safan, die skrywer, en Asaja, die dienaar van die koning, en gesê: Gaan raadpleeg die Here vir my, en vir die volk, en vir die hele Juda oor die woorde van hierdie boek wat gevind is. Want die grimmigheid van die Here is groot wat teen ons ontvlam het. Omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek, om te handel volgens alles wat voorgeskrywe is nie. Toe gaan die priester Hilkia en Ahikam en Agbor en Safan en Asaja na die profetes Hulda, die vrou van Salem, die seun van Tikwa, die seun van Haras, die klerebewaarder. Sy het in Jerusalem in die nuwe stad gewoon, en hulle het met haar gespreek. En sy sê aan hulle: So spreek die Here, die God van Israel. Sê aan die man wat julle na my gestuur het, so spreek die Here: Kyk, ek bring 'n onheil oor hierdie plek en oor die inwoners, al die woorde van die boek wat die koning van Juda gelees het,
omdat hulle my verlaat en vir ander gode offerrook laat opgaan het, om my met al hulle handewerk te terg. Daarom sal my grimmigheid ontvlam teen hierdie plek en nie uitgeblus word nie. Maar aan die koning van Juda, wat julle stuur om die Here te raadpleeg, aan hom moet julle so sê. So spreek die Here, die God van Israel, wat die woorde betref wat jy gehoor het, omdat jou hart week is, en jy jou voor die aangesig van die Here verneder het, toe jy hoor wat ek oor hierdie plek en oor sy inwoners gespreek het, dat hulle 'n voorwerp van verbasing en vervloeking word, en omdat jy jou klere geskeur en voor my aangesig geween het, daarom het ek ook verhoor, spreek die Here. Daarom, kyk, ek sal jou by jou vaders versamel, en jy sal met vrede in jou graf versamel word. En jou oë sal al die onheil nie aansien, wat ek oor hierdie plek bring nie. En hulle het die koning antwoord gebring. Toe het die koning gestuur, en hulle het al die oudstes van Juda en Jerusalem by hom versamel. En die koning het opgegaan in die huis van die Here, en al die manne van Juda, en al die inwoners van Jerusalem, saam met hom. En die priesters, en die profete, en die hele volk, klein en groot, en hy het al die woorde van die verbondsboek, wat in die huis van die Here gevind is, voor hulle ore gelees. En die koning het op die verhoog gaan staan, en die verbond voor die aangesig van die Here gesluit, om die Here te volg, en sy gebooie, en sy getuienisse, en sy insettinge, met die hele hart en met die hele siel te onderhou, om die woorde van hierdie verbond, wat in hierdie boek geskrywe is, te bevestig. En die hele volk het toegetree tot die verbond. Toe gee die koning die hoëpriester Hilkia en die priesters van die tweede rang en die drempelwagters bevel om uit die tempel van die Here al die voorwerpe uit te bring wat gemaak is vir Baal en Asherah en die hele leer van die hemel. En hy het dit buitekant Jerusalem in die velde van Kidron verbrand en die as daarvan na Bethel laat dra. Ons slaan oor daarna vers 24 toe, en hierdie gedeelte wat ons nou oorslaan, word dan nou net verduidelik hoe hy alles gereinig het en hoe hy dit gedoen het. So nou vers 24. Ook het Josia die dode besweerders en die waarsêers en die huisgode en die drekgode en al die verfoeisels wat in die land van Juda en in Jerusalem te sien was, uitgeroei, om die woorde van die wet te bevestig wat geskrywe is in die boek wat die priester Hilkia in die huis van die Here gekry het. En voor hom was daar geen koning soos hy nie, wat hom tot die Here bekeer het, met sy hele hart, met sy hele siel en met al sy krag, volgens die hele wet van Moses. En na hom het nie een soos hy opgestaan nie. Nogtans het die Here hom nie afgewend van sy groot torengloed, waarmee sy toren teen Juda ontvlam het, oor al die terginge waarmee Manasse hom geterg het nie. En die Here het gesê, ek sal Juda ook van my aangesig verwyder, soos ek Israel verwyder het. En ek sal hierdie stad Jerusalem verwerp, wat ek verkies het, en die huis waarvan ek gesê het, my naam sal daar wees. En die verdere geskiedenis van Josia en alles wat hy gedoen het, is dit nie beskrywe in die kroniekboek van die konings van Juda nie. In sy dae het Farao Nego, die koning van Egipte, teen die koning van Assyrië opgetrek na die Efraat rivier, en koning Josia het hom tegemoet getrek, maar die het hom gedood by Megiddo, net toe hy hom sien. En sy dienaars het hom doodvervoer van Megiddo af, en hom in Jerusalem gebring, en hom in sy graf begrawe, en die volk van die land het Joahas, die seun van Josia, geneem en hom gesalf, en hom in die plek van sy vader koning gemaak. Ons lees dan vanoggend net so ver vanuit die woord van die Here. Gaan vra dat ons net so sit, ons buig ons hoofde en ons bid net saam voordat ons by die woordverkondiging kom. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir U woord. As ons weer dink aan daardie verse wat U sê in Timoteus, Here, dat U die hele skrif ingegee het, die oorspronklike uitgeasem het,
en dat dit nuttig is, Here, tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid. Kan ons nie anders as om vir U dankie te sê, Here, dat ons hierdie woord het, waarin ons kan vashou, wat ons fundament kan maak, en waar volgens ons lewens kan inrig, Here. As ons net sien in hierdie gedeelte wat ons gelees het, Here, die reaksie, toe hulle U woord gekry het. Here, en ons het U woord. Ons weet wat U van ons verwag, en daarom bid ons, Here, dat ons soos Jakobus sê, daders van die woord sal wees, en nie net hoorders nie. Here, daar is soveel hoorders daar buite, wat U woord gehoor het, wat U woord ken, wat dit vir ander mense kan opsê, Here, maar nog nooit werklik daders geword het nie, en bid ons, Here, dat U ons daders sal maak, en dat U ons sal kan gebruik, Here, om U lig deur ons te laat skyn. Help ons om meer en meer soos die Here Jesus te wees. Maar so bid ons ook, Here, dat U vanoggend hierdie woord vir ons sal oopbreek, en dat U vir elkeen van ons 'n boodskap sal hê. Dat U ons nader aan U sal trek, Here, dat ons nie hier sal uitstap en sê, maar daar was nie vir my 'n boodskap nie, Here, maar dat U met ons sal spreek. Dat U ons meer van U woord sal leer, dat ons meer kennis sal opdoen, Here, maar saam met dit, daai vers in Petrus, genade. Dat ons in leer en lewe nader aan U sal beweeg. En ons dankie daarvoor, Here. Dan sien ons ook in die woord, Here, dat ons die opdrag het om vir mekaar te bid, en veral vir die siekes te bid, Here, en ons dink aan daardie name op daardie lys, Here, Christine Maree, wat al sy naam al hoe lank op hierdie lys is, Here, wat 'n lang, moeilike pad gestap het. Kom dra ons haar in hierdie oomblikke aan U op, Here. Of U haar in die lewe gaan hou en genees, en of U haar gaan kom haal, Here, ons weet, U weet wat die beste is. En daarom vertrou ons haar net in U hande toe. Wees met haar, Here, help dat sy in hierdie tye U genade sal ervaar. En wees met haar familie, Here, haar man, haar susters, haar ouers, elkeen wat naby aan haar is, Here, dat U vir hulle sal bystaan, ook in hierdie moeilike tyd. En die wat haar ondersteun, Here, dat U met hulle sal wees. Ook so vir oom Jan, Here, ons hoor dat hy weer 'n aanval of iets gehad het, Here, en ons bid dat U daar met hom sal wees, waar hy gister die hele dag, Here, plat in die bed was, en sekerlik vanoggend nog ook, en waar dit swaar gaan, waar hy sê hy sukkel om te praat, Here, bid ons dat U met hom sal wees. Dat hy ook U nabyheid sal ervaar, en so elke ander een wat siek is, Here, ons hoor in hierdie tyd weer baie van mense wat griep het, verkoue het, sinus het, en Here, ons weet U is die geneesheer, U is Jehovah of Yahweh Rafa, wat sê ek is die geneesheer. En ons bid, Here, dat U in 'n besonder genade aan daardie mense sal bewys. Maar ook die wat sukkel met omstandighede in hulle lewens, Here. Miskien swaar kry, miskien iets wat hartseer veroorsaak, Here, wat ook al dit is, ons bring hierdie dinge na U toe. En ons bid dat U met ons mense sal wees, Here, en saam met dit, bid ons dat U vanoggend U lig in ons eie harte sal skyn, Here. Dat U vir ons sal kom wys, is daar iets waarmee U nie tevrede is nie? Miskien 'n gewoonte wat ons het, miskien iets wat ons doen, miskien woorde wat ons gebruik, enige iets, Here, wat in ons lewens vir U tot oneer is, kom wys ons, sodat ons reg kan maak met U. En soos U in die Onse Vader ons leer om te bid, Here, dat ons kan bid, vergeef ons sonde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Here, ons sê dankie, dat ons hierdie dinge kan kom bid. Ons oë is op U gerig, en ons is wagtend op U woord. In Jesus naam, amen. Ek begin dan by ons teks van oordenking vanoggend, en dit is vers 19, en ek gaan net so die tweede gedeelte lees, wat sê, en omdat jy jou klere geskeur, en voor my aangesig geween het, daarom het ek verhoor, spreek die Here. En praat ons vanoggend oor die gedagte persoonlike herlewing. En dit spruit vanuit hierdie mooi verhaal van 'n koning van Juda, waar persoonlike herlewing so duidelik weerspieël word. Maar nou gebruik ons daai woord deesdae baie.
Ek het vir u gesê, dit was die tema van ons predikantekonferensie gewees, en ons het al in die verlede daaroor gebid, en ons as kerkraad het al saam daarvoor gebid, maar dan net die vraag, wat is herlewing? Ons gebruik die term, ek het al vir u vertel van herlewingstydperke, maar wat is herlewing? Nou dit kan eintlik beskryf word in 'n paar sinne. So kom ek begin by, dit is die werk van God. Dis iets wat hy doen. Dis nie iets wat mense doen nie, dis nie 'n program of 'n struktuur of iets wat mense doen nie. Dit is God wat herlewing stuur. Waar begin hy? Hy begin by vervloude, lou kinders van die Here. Hy gee vir hulle 'n nuwe ywer, hy gee vir hulle 'n nuwe vuur, hy gee vir hulle 'n nuwe passie vir hom en sy dinge, en dan is dit waar kinders van die Here opnuut hulle self oorgee aan die Here, verneder, verootmoedig. Ons kan baie woorde gebruik, maar daar's 'n oorgawe. Here, hier is ek opnuut, gebruik my. En dan volg gehoorsaamheid en daar volg heiligheid. Kinders van die Here se lewens verander. Daar's 'n nuwe toewyding aan 'n gemeente, aan die werk van die Here. Herlewing gebeur nooit in 'n hoek nie. Dit gebeur altyd deur kinders van die Here, deur 'n gemeente, deur 'n kerk. En dan omdat daar opnuut 'n oorgawe aan die werk van die Here is, gaan die evangelie uit en 'n groot, ek wil amper sê teken, 'n groot manier om dit uit te ken, herlewing is, daar's bekering van sondaars. Daar's mense wat by die Here uitkom. So dit is nou eintlik in 'n baie kort beskrywing wat herlewing is. Maar net om dit vinnig op te som in een woord, kinders van die Here herleef, en uiteindelik is bekering van sondes, is dit die gevolg daarvan. So, waar begin herlewing? Dit begin by kinders van die Here. Dit begin by gemeentes. Dit begin by mense wat bid. Nou dit word duidelik gesien in die lewe van jong Josia. Want aan die begin van die verhaal is daar by elke koning so kort opsommingkie van hoe hulle lewens gelyk het. En dan as ons by Josia kom, lees ons daar in vers 2 en 3, hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here. So ons kan sê Oud-testamenties, hy was 'n kind van die Here gewees. Hy was soos Christene vandag is. Hy was 'n kind van die Here, maar ons sien ook hy het in 'n goddelose tyd geleef. Die koning voor hom, sy eie pa, koning Manasse, was die ergste, die slegste van al die konings gewees. Ons het so 'n bietjie van hom ook gelees. Maar net so 'n bietjie agtergrond. Net dat ons die hele prentjie het. Israel was mos 'n koninkryk gewees, en Israel het 3 konings gehad, wat Saul, Dawid en Salomo was. Na Salomo skeur die ryk in 2. Nou is daar 2 koninkryke, daar's Juda en daar's Israel. En elkeen van hulle het ons nou 'n lang lyn konings gehad, wat 'n mens so kan deurgaan. Maar in Juda was daar nou 'n klompie konings gewees, waarvan Manasse die slegste was, het ons nou gelees. En omdat Manasse so sleg was in die dinge wat hy gedoen het, het die Here vir hulle gesê, daar's nou geen omdraai kans meer nie. My oordeel is op julle, julle gaan in ballingskap weggevoer word oor wat Manasse en die volk doen. Maar toe kom sy seun, Manasse se seun, op 'n jong ouderdom van 8 word hy koning. En dis nou waar ons is. En in 'n goddelose tyd is hierdie jong seun 'n kind van die Here. Hy doen wat reg is in die oë van die Here, maar, en dis eintlik 'n groot maar, volgens oorlewering. Hy het maar gedoen wat hy gedink het reg was, wat hy gehoor het van Dawid en so sy grootoupa Hiskia, wat ook 'n goeie koning was, wat hy hom vertel het. So, hy het gedink hy doen die regte ding, maar daar was nie 'n manier om seker te wees nie. So as ons kyk waarvan hy Juda alles gereinig het, besef ons, daar was baie dinge wat nog verkeerd was. Daar's baie dinge wat nog teen die wil van die Here was. En saam met dit, daar's 'n groot oordeel oor hierdie volk gewees. Maar Josia kry 'n nuwe vuur vir die Here. Hy kry 'n nuwe vuur vir sy saak toe die woord van die Here gevind word.
En daar is persoonlike herlewing. As ons kyk in hierdie gedeelte, daar is 'n paar mense wat reageer het, maar niemand soos Josia nie. En dis 'n proses. Die wetboek is gekry, Safan lees dit vir die koning, en die koning Josia tree op, hy verneder hom voor die Here. Verootmoedig, skeer sy klere, en hy verander, nie net homself nie, maar die hele koninkryk en die volk, om by die woord in te pas. En Josia smaak herlewing. En as ons dit so kan sê, hy word 'n beter kind van die Here, hy word 'n beter koning, om Juda 'n beter nasie te maak. Dit het nie die lot van Juda verander nie, ons het dit gelees. Hulle oordeel was vas gewees, maar dit het die lot van Josia verander. Dit het sy lewe definitief verander. Ons lees dit daar in vers 19, wat ons teks van oordenking is, waar die Here sê, ek het jou verhoor. Jy het jou verneder voor, maar jou hart was week. Ek het jou verhoor. Vers 20, daarom kyk ek sal jou by jou vaders versamel, wat natuurlik vir hulle 'n baie groot ding was. En hy sê, en jy sal met vrede in jou graf versamel word. So hy het nie die ballingskap gesien nie. Dit was nie in sy tyd nie. Die Here het hom geseën. En die Here het hom geantwoord. So alhoewel dit nou nie Juda se lot verander het nie, weens hulle sonde, het dit vir hom baie groot persoonlike seën ingehou. Het dit sy lewe verander, het dit sy lot verander. Nou dis waar, as ons dink aan Josia se lot is verander, en natuurlik van die volk se lot ook, maar daar was mense wat ongeraak was hierdeur. En dit het in ons eie land gebeur. As 'n mens gaan kyk na die herlewingstydperke in ons land, Andrew Murray, die herlewing wat in Woester uitgebreek het, en hoe dit versprei het in Wellington en Franshoek en klomp van hierdie plekke, daar's baie mense wat dit glad nie aangeraak het nie. Hulle was nie deel daarvan nie. As ons gaan kyk na van daai kerke, juis soos Woester en Wellington en daai plekke, hulle moes die kerke soms sulke vlerke uitbreek, net dat daar plek is vir mense in die kerk, maar dan is daar gemeentetjies wat gekrimp het. Die verskil is, daar's kinders van die Here wat gehoor het en reageer het, en daar's kinders van die Here wat passief gebly het, en dit het hulle nie geraak. En nou wil ek gou so vinnig vir julle 'n verhaal vertel van Gypsy Smith. Nou ek het laas Sondag in my preek, het ek net so vinnig sy naam genoem, en iets oor hom gesê, maar nou wil ek net gou so 'n bietjie van sy lewe vertel. So sy naam was eintlik Rodney gewees, maar omdat hulle 'n rondreisende gesin was, het hulle hom Gypsy Smith genoem. Nou, sy ma is op 'n baie jong ouderdom, of toe hy jonk is sy ma oorlede. En op sy ma se sterfbed, toe ontmoet sy die Here Jesus Christus. En ons 'n groot getuienis rondom dit. En sy pa is toe ook, kom ook by die Here uit, en sy lewe word gered, en waar sy pa se beroep was om musiek te maak in kroe en sulke plek, het hy dit heeltemal gelos, en hy word 'n evangelis. En hy en sy broers begin preek reg deur die land in Engeland, hulle kom van Engeland af. En op 16-jarige ouderdom kom Gypsy of Rodney Smith kom tot bekering. En hy word 'n evangelis. En hy begin preek. En hy begin rondreis. En hy gaan preek toe in Amerika. En daar word geskryf, hy het van presidente gepreek tot mense in die straat. Hy het vir almal gepreek. Groot evangelis gewees. En in sy tyd in Amerika breek daar herlewing uit. En omdat hy dit gesien het en gehoor het en daarvan weet en dit ervaar het, kom baie mense na hom toe en sê, maar Rodney of Gypsy, wat moet ons doen? Waar begin herlewing? Hoe kan ons dit kry? En nou word daar vertel, elke keer as iemand dit vir hom gevra het, dan sê hy vir hulle, kry vir jou 'n stuk bordkruit. Kry 'n stuk kruit. Dan gaan jy na 'n vertrek toe, 'n leë vertrek waar niemand is nie, jy alleen. En dan trek jy 'n sirkel. En as jy daai sirkel getrek en dan gaan staan jy binne in die sirkel. Jy kniel en jy bid en jy vra vir die Here, begin herlewing by die persoon in hierdie sirkel. En dit het hy vir almal vertel wat gevra het. Herlewing begin by 'n persoon, 'n kind van die Here. Kinders van die Here wat hulle self opnuut oorgee aan die Here.
En dit is waar ons prentjie vandag vandaan kom. Jy sal op die bord sien die persoon daar in die sirkel wat kniel en die Here vra. Dis wat Josia beleef het. Die een groot les in sy lewe is 'n les van persoonlike herlewing. Toe hy hierdie wetboek vind, toe gaan hy en hy gee homself opnuut aan die Here oor. Hier is ek, Here. Hy raadpleeg die Here, hy stuur mense om die Here te raadpleeg, want hy wil 'n beter kind van die Here wees. Hy wil Juda 'n beter nasie maak, en hy wil die insetting, gebooie en verordeninge van die Here wil hy nakom. So waar begin dit vir ons, kinders van die Here? Persoonlike herlewing. Dit begin by die persoon in die sirkel, en so kan ons elkeen daai woorde sê, dit begin by my. Ek moet myself opnuut aan die Here oorgee. Ek het veranderings wat ek in my lewe moet maak. Dit begin by my. Want, soos ek al baie vir u gesê het, 'n kind van die Here staan nie stil nie. Of ons beweeg geestelik vooruit, of ons beweeg agteruit, maar ons staan nooit stil. So die vraag is, groei ek geestelik, beweeg ek vooruit? Ons moet seker maak, ons beweeg vorentoe, en dis waar persoonlike herlewing inkom. En ek hoop in my hart, ons almal smag daarna, om nader aan die Here te beweeg, want dis mos, soos ek laasweek gesê het, 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus. Ek hoop ons het die smagting om op 'n meer intiemer manier te leer ken, en sy stem te hoor, en 'n nuwe vuur en 'n nuwe passie vir die Here te hê. En om mense te sien by die Here uitkom. Dis wat ons wil hê. As kinders van die Here wil ons nie agteruit gaan nie, ons wil geestelik groei. Ons wil persoonlike herlewing ervaar. En dis hoekom ons vandag kyk na die lewe van Josia. Om te kyk, wat het hy gedoen, watter veranderings was daar, wat kan ons doen, om seker te maak, ons is die persoon in die sirkel, wat sê, ja Here, begin by my. Ons heel eerste gedagte, is eintlik juist dat dit op 'n mens se knieë begin, en dit is persoonlike herlewing en gebrokenheid. 2 Konings 22 vers 11, en toe die koning die woorde van die wetboek hoor, het hy sy klere geskeur. Hy was gebroke voor die Here. Want ons weet wat voor die Here het. Na Hizkia het Manasse koning geword, daar het baie slegte dinge gebeur, gruwels in die oë van die Here. Ons lees in 2 Konings 21, en hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, volgens die gruwels van die nasies, wat die Here voor die kinders van Israel laat uitdrywe het. Hy het die Here geterg. Hy het dinge in die tempels ingebring, afgode, hy het rook laat opgaan vir afgode, daar was Baalverering gewees, al hierdie goed het gebeur, en dit het 'n norm geword. So toe Josia koning word, toe is daardie goed nog steeds daar. Ja, hy het die Here gedien, en ja, hy was 'n Christen, maar daar was nog steeds afgode diens in Juda gewees. Daar was nog steeds Baalverering in die tempel van die Here gewees. Al die goed wat gebeur, hierdie slegte goed. So toe hy nou die wetboek kry, en hy hoor, maar dis die woord van die Here, en hy hoor die 10 gebooie, en hy hoor wat die Here vir hulle sê, hy is die enigste God, en dis hoe hy gedien moet word. Toe besef hy, maar sy volk is baie ver van God se standaard af. Toe daai tempel herbou word, en hy hoor die woord van die Here, toe daai kopie wat die Here sekerlik beskerm het, gevind is, toe is hy gebroke voor die Here, hy skeur sy klere. En daai skeur jou klere in daai tyd was 'n teken van berou, van hartseer. Here, kyk wat het ons gedoen. En hy het berou daaroor. En dadelik, hy stuur iemand, gaan raadpleeg die Here. Gaan soek vergifnis vir dit wat ons gedoen het. En natuurlik het hulle vergifnis ontvang. Josia het vergifnis ontvang. Ons is baie gelukkig. As ons dink die wetboek was weg gewees, hy het gedink hy doen wat reg is, volgens oorlewering, en net eenvoudig wat reg gevoel het, en ek dink baie Christene vandag tree op so 'n manier op.
Maar daar was steeds sonde in hulle midde gewees. Hulle was nie eens bewus daarvan nie, maar daar was sonde. En toe die wetboek gevind is, toe is dit soos 'n lig wat kom skyn op al hierdie donker dinge wat besig is om te gebeur. Ons het die woord van die Here. Ons het eintlik twee dinge waarvoor ons baie dankbaar kan wees. Die eerste is die woord. Dis vrylik beskikbaar, dis in ons taal. Niemand kan sê ek het nie 'n Bybel nie, want 'n mens kan tot 'n Bybel op jou foon download. Mens kan by enige kerk instap en vra vir 'n Bybel. Ek dink die Bybel is vrylik beskikbaar. Elke boekwinkel het een, selfs ons wêreldse boekwinkels, hulle het die Bybel. Die Bybel is oral. Ons hoef nie die woord te vind of te laat vind nie. Ons het die woord van die Here. Ons moet net ons weg na die woord vind. Ons moet net terug na die woord toe gaan en lees. Tyd maak vir die woord. Ek het nou met Hemelvaart ook in 'n mate daaroor gepreek, maar ons moet ons weg na die woord vind. En dit is my so opvallend, toe hulle nou die wetboek vind, en hulle lees dit, hoe hulle nie kon wag nie, hulle het sommer die hele boek gelees. Nou, hulle het nou daarom nie Genesis tot Openbaring gehad nie, net die eerste 5 boeke en dan van die profete, maar hulle dadelik, hulle wou alles hoor. Geef ons die woord, ons wil hoor. Watter voorreg het ons nie om die Bybel te hê? Die tweede ding waarvan ons baie dankbaar kan wees saam met dit, is die Heilige Gees. Hy is op Pinksterdag uitgestort. Die woord sê die Heilige Gees verkondig alles wat Jesus Christus is en verkondig het. Die Heilige Gees leer en wys vir ons wat reg en verkeerd is. En hulle het dit in daai tyd ook nie gehad nie. Hulle het nie die Gees gehad soos ons hom vandag het nie, soos ons nou weet. Want hulle die woord vind, toe kom hulle by daai punt van gebrokenheid. En dis waar ons moet kom. Wanneer laas het ons die woord gelees en gesien, maar ons doen iets verkeerd, of die Heilige Gees kla ons aan van iets in ons lewens, en ons is gebroken voor die Here. Dit wat ek doen, die gewoonte wat ek het, die manier wat ek praat, die onvergewingsgesindheid, die bitterheid, iets wat die Here vir my kom uitwys. Wanneer laas was ek gebroken en het gesê, Here, vergeef hierdie ding in my lewe. Hierdie ding wat tot U oneer is. Dis waar herlewing begin het. Gaan kyk weer reg deur die geskiedenis. Dit begin by gebrokenheid. Nou gaan lees mens van daai herlewingstydperke en van die kerke, dat kinders van die Here begin huil het in die kerk en mekaar begin jammer sê het vir dinge wat hulle gedoen het, en die Here begin aanroep het om te sê, Here, vergeef ons. Ons het berou oor ons sonde. Ons het berou teen die dinge wat ons teen die woord van die Here gedoen het. Dis waar dit begin. Ons moet berou hê oor dit wat die Here vir ons uitwys, en ons moet vergifnis soek. Here, ek los hierdie ding. Vergewe my. Ek het U al vertel van daai kerkie in Alra Park wat ek gepreek het toe ek 'n student was, wat hulle so gesing het. Bely, bely en laat staan. Ek los hierdie ding. Vergewe my. Help my vorentoe. Herlewing, persoonlike herlewing begin op 'n mens se knieë waar jy berou het oor jou sonde. Die tweede gedagte waarna ons vanoggend kyk, is persoonlike herlewing en die woord. 2 Konings 23 vers 3, en die koning het op die verhoog gaan staan en die verbond voor die aangesig van die Here gesluit, om die Here te volg en sy gebooie en sy getuienisse en sy insettinge met die hele hart en met die hele siel te onderhou, om die woorde van hierdie verbond wat in hierdie boek geskrywe is, te bevestig. En die hele volk het toegetree tot hierdie verbond. So hy daar gaan staan, voor almal op die verhoog en vir die Here gesê, dit wat hier geskrywe staan, ons sal dit doen. Een van die belangrikste dinge van persoonlike herlewing is verandering. Daar moet 'n verandering kom. Ek kan nie presies aangaan soos ek besig is om aan te gaan en verwag die Here gaan my nou uit die bloute uit hier uit die hemel uit kom verander nie. Dit is 'n nuwe toewyding wat ek opnuut oorgee aan die Here en bereid is om te verander. Bereid is om te doen wat die woord sê. In daai tyd was dit mos 'n oorlewering gewees. Die een het oorgedra, en op die tyd wat hulle in Josia se tyd kom, is daar baie dinge wat verkeerd was. So ons dink aan die
telefoontjie speletjie, né, wat die kinders altyd speel. En nou weet ek, dis vir onderwysers en vir predikante wat kinderdienste hou, is dit altyd 'n wenresep, want jy weet, as jy aan daai kant vir die kind iets fluister, wat aan daai kant gaan uitkom, gaan iets heeltemal anders wees. Ons weet dit. Dis hoekom ons dit so maklik kan gebruik. En dis wat in daai tyd gebeur het. Daar was 'n oorlewering van God se woord, maar mense het kom skuur, kom skaaf, kom byvoeg, kom verander, kom aanpas. 'n Deel wat vir hulle uitstaan het hulle onthou en iets wat nie vir hulle uitstaan het hulle vergeet, veral na wat Manasse alles gedoen het. Daar was baie veranderings met hierdie oorlewering en toe hulle hierdie wetboek kry en hulle sien, maar kyk alles wat ons verkeerd doen. Toe het hulle berou gehad en hulle die Here gaan soek, maar daar was verandering. Hulle het nie gesê, jammer Here oor dit wat ons doen en dit so gelos nie, hulle het verander. Hulle het die Here se gebooie, getuienisse, insettinge volgens die woord gehou met hart en siel. Daar was verkeerde dinge wat reggemaak moes word. En weer kan ek sê, ons is eintlik so gelukkig dat ons die woord van die Here het. Ons hoef nie die wetboek te vind nie, ons het hom. En met die hulp van die Heilige Gees wat die woord vir ons uitlê, ons het die gebooie en insettinge en verordeninge, al hierdie dinge het ons. Ons kan enige tyd na die woord toe gaan en seker maak. Maar wat sê die Here oor? En dan kan ons maar die gedagte opgee. Ons het die woord, ons kan gaan kyk. En die Gees help ons daarmee. Die Gees oortuig ons as ons verkeerde dinge doen, daai stem wat vir ons sê, nee, dis nie reg nie. Dan sê die woord vir ons, moenie die Gees uitblus nie, moenie sy stem stil maak en sê, nee, maar kom ons hou maar aan daarmee nie. Nee, luister na wat die Here sê. Dit maak dan nie saak hoe ons lewens op hierdie stadium lyk, of wat ek doen, of wat my sonde is nie, ek moet verander. As ek ware berou het vir my sonde, en ek ontvang vergifnis, dan is daar verandering vorentoe. Dan is ek anders as die wêreld. Ek is anders as my vriende, want ek volg die woord met my hele hart en met my hele siel. Ek het laasweek vir julle genoem van mense wat sê, maar kom soos jy is en bly soos jy is, en Here aanvaar jou soos jy is. Die Here vra verandering. Dit sien ons reg deur die woord van God. Een van die belangrikste en bekendste gedeeltes daarvan is Psalm 119. Ons die langste boek in die Bybel, en die langste boek in die Bybel gaan oor die Bybel, die woord van God. En ek lees net so 'n paar verse daarin van vers 10 af. Ek soek U met my hele hart, laat my nie afdwaal van U gebooie nie. Ek het U woord in my hart geberg dat ek teen U nie sondig nie. Lofwaardig is U, Here, leer my U insettinge. Ek het my lippe vertel die verordeninge van U mond. Ek is vrolik in die weg van U getuienisse, soos allerhande rykdom. Ek wil U bevele oordink en op die paaie let. Ek sal my verlustig in die insettinge, U woord sal ek nie vergeet. Rig jou lewe in volgens die woord van God. Jakobus sê, word 'n dader van die woord. So daar's verandering, nie net verandering om iets te verander nie, maar verandering na die woord. Dit is hoe my lewe moet lyk. Ons laaste gedagte vanoggend is persoonlike herlewing en reiniging. 2 Konings 23 vers 24. Ook het Josia die dode besweerders en die waarsêers en die huisgode en die drekgode en al die verfoeisels wat in die land van Juda en in Jerusalem te sien was, uitgeroei. 'n Baie belangrike woord daai, uitgeroei. Om die woorde van die wet te bevestig wat geskrywe is in die boek wat die priester Hilkia in die huis van die Here gekry het. So gereinig, uitgeroei om terug te kom na die woord. Nou as 'n mens na hierdie gedeeltes gaan kyk, 1 Konings 22 en 23, dan is hierdie die grootste gedeelte van 2 Konings 23 vers 4 en tot met vers 20 word dan net beskryf hoe hy die land reinig. Vers 31 tot 23 dan word dit nou weer bevestig oor die Pasga en 24 die reiniging. 17 vers oor hoe Josia die land gereinig het.
Hy het letterlik alles wat met afgode te doen gehad het, het hy verwoes. Alles. Alle voorwerpe, alle altare, alle pilare het hy tot stof verwoes. Staan daar 'n paar keer so in die woord van die Here. Al die afgode priesters het hy uitgeroei, selfs die rykdom wat deur hulle afgodediens verkry is, het hy verwoes. Hy het die land letterlik gereinig van alles wat verkeerd was. Vers 24 som dit op. Dit sê hy die land gereinig om die woord te bevestig. Daar het niks agtergebly van wat die Here nie goedgekeur het nie. Hy het selfs die bene, die skelette van die afgode dienaars het hy uitgegrawe en verbrand, dat daar niks oor is nie. Nou sê die woord, daar was voor koning Josia 'n naam, niemand soos hy, wat tot die Here bekeer het nie. Hoekom nie? Want kyk wat het hy gedoen, hy het alles wat kon veroorsaak dat iemand terugbeweeg na daai goed toe, het hy tot stof vernietig. En dit het bygedra tot sy persoonlike herlewing. Hy het berou gehad, hy het vergifnis ontvang en hy het gegaan na die woord toe met hart en siel en hy het alles wat nie tot eer van die Here is nie, het hy verwyder. So ver dat niemand eers daarin kon terugkeer. As ons smag na herlewing, dan is dit nodig om onsself en ons lewens te reinig. So nodig om dikwels na ons eie lewens te gaan kyk en vir die Here te vra, wat is daar in my lewe waarvan ek my kan reinig, wat nie daar moet wees nie? Wat is daar in my lewe wat maak dat ek keer op keer val? Want ons hou baie keer vas aan hierdie dingetjies in ons lewe. Ons hou vas aan goed wat niks beteken nie, wat vir die ewigheid niks beteken nie. En dit keer ons om geestelik vooruit te gaan. Nou, u weet, ek het al baie van Casting Crowns se liedjies aangehaal, en ek gaan weer een aanhaal, maar ek dink dis een wat julle nog nie van gehoor het nie, maar die liedjie se naam is What If I Gave Everything? Wat as ek my alles gee? Nou in hierdie liedjie dan sing hy, hoekom staan ek nog hier? Dan sing hy, die Here wil my roep vir diep waters, maar ek speel nog in die vlak water. En dan vra hy in die liedjie, wat is daar wat keer? En dan kom hy op die punt uit, what if I gave everything? Wat as ek net my alles oorgee? Dan vra ons die vraag soos hy, wat is daar in ons lewens wat keer? Wat maak dat ek nog in die vlak water speel? Wat maak dat ek nog nie doen wat die Here van my verwag nie? Wat is daar waarvan ek moet reinig? En dan moet ons op daai punt kom, dat ons sê, Here, wat ook al dit is, ek sal reinig. Josia het alles tot stof verwoes. Hoe dikwels reinig ons nie, maar ons los die agterdeur oop. Die duiwel kort net 'n halwe kans. Daai vers in die woord wat sê, gee aan die duiwel geen plek nie. Geen. Dan los mense die agterdeur oop. Dan gaan die versoeking daar wees. Wat hou ons terug? Josia het gereinig, ons moet alles reinig wat nie vir die Here tot eer is nie. Selfs die dinge wat kan maak dat ons weer tot 'n val bring. Dis tyd om te reinig, dis tyd om skoon voor die Here te staan, sodat ek persoonlike herlewing kan ervaar. Dit begin nie by die persoon langs my, of agter my, of voor my nie. Dink aan die preek wat my pa Dominee Louis gepreek het, wat gaan dit jou aan, volg jy my? Die vraag is, wat het ek, waarvan die Here my moet reinig? Dit begin in die sirkel. En daarmee sluit ek af. Net hierdie 3 dinge wat ons uitsien vanuit die lewe van Josia. En as ons kyk na wat ons sou gelees en wat ons geleer het, weet ons, herlewing begin by kinders van die Here. Gypsy Smith wat gesê het, kyk in die sirkel, dit begin by ons. Begin met gebrokenheid, berou oor sonde, vergifnis vir daardie sonde. Dis 'n proses waar ons aan die woord toe gaan en sê, maar ek gaan my lewe inrig volgens die woord, daders van die woord, en uiteindelik die reiniging. Verwyder alles wat nie tot eer van die Here is. Dan kan die Here persoonlike herlewing in my lewe bring. Dis 'n werk van die Here. Maar ek moet reg wees. Ek moet bereid wees. Ek
moet skoon wees. So heel aan die begin het ek gevra, wat is herlewing? En dit begin met, dis 'n werk van God, waar hy vervloude, lou kinders van die Here weer nuwe vuur, nuwe ywer, nuwe passie vir hom gee. En dan is daar iemand wat hulle opnuut oorgee aan die Here, waar hulle in gehoorsaamheid en heiligheid leef. 'n Nuwe toewyding aan die gemeente. En dit begin by ons. Waar ons sê, ja Here, hier is ek. Gebruik my, verander my. Maak my deel van hierdie herlewing. En dis hoe dit gebeur. Berou, lewe volgens die woord en reinig. Berou, lewe volgens die woord, reinig. Maar dit begin by my. So kom ons trek die sirkel om onsself vanoggend hier in ons gedagtes en ons sê vir die Here, begin by my. Stuur vir my persoonlike herlewing. Amen. En ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons lewe baie soos Josia in 'n goddelose tyd. As ons sien wat alles daar buite gebeur, as ons sien wat in die orde van die dag is, as ons sien hoe mense se lewens lyk en hoe hulle kompromie aangaan met sonde, dan besef ons, Here, U moet by ons begin. Ons besef, Josia was een persoon wat gesê het, Here, kom verander my. En so buig ons voor die Here, elkeen van ons, en ons wil die sirkel om onsself trek, en vir U vra, Here, begin by my. Ek is bereid, Here. Vergewe my sonde, help my om 'n dader van die woord te wees, en help my om te reinig wat U tot oneer is. En stuur vir my, Here, 'n nuwe vuur, 'n nuwe passie, 'n nuwe ywer, 'n nuwe toewyding vir U. En ons kan net vir U dankie sê daarvoor, Here. Ons vertroue is op U, ons verwagting is op U. Gebruik ook ons gemeente, Here, om die evangelie uit te dra, die boodskap dat die Here Jesus Christus red, en dit sal nooit verander. Gebruik ons om die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die Here Jesus Christus, ons verlosser, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.